Ek groet julle vandag, geliefdes. Ons luister vandag na die 7de gebod en daarvoor lees ons twee gedeeltes. Eers Eksodus 20 vers 14 en ook dan Genesis 2 vanaf verse 18 tot 25. Eers Eksodus 20 vers 14 waar ons die 7de gebod kry. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. En dan lees ons ook Genesis 2 vanaf verse 18 tot 25. Die Here God het ook gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak as sy gelyke. Toe vorm die Here God uit die grond al die diere van die veld en al die voëls van die hemel. En hy bring hulle na die mens om te sien wat hy hulle sou noem. En wat ook al die mens 'n lewende wese genoem het, dit was sy naam. So het die mens name gegee vir al die makdiere en die voëls van die hemel en al die diere van die veld. Maar vir homself het hy nie 'n helper as sy gelyke gevind nie. Die Here God het toe die mens in 'n diep slaap laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vleis toegemaak. Die Here God het toe die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, omgebou tot 'n vrou, en haar na die mens gebring. Toe sê die mens, hierdie een is die keer been uit my eie gebeente, vlees uit my eie vlees. Hierdie een sal vrou genoem word, want uit die man is sy geneem. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle sal een vlees word. Hulle twee was naak, die mens en sy vrou, maar hulle was nie skaam vir mekaar nie. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ons lees reeds aan die begin van die Bybel oor die huwelik. God het die huwelik ingestel toe hy die mens gemaak het. Dit is nie iets wat deur mense uitgedink is nie. Dit is deel van die skepping. Maar vandag word huwelike nie meer belangrik geag nie en dit word selfs as oudtyds beskou. Dit is omdat die duiwel weet dat die huwelik en gesinne die boustene van 'n gesonde samelewing is en hy wil dit alles vernietig. Nadat God alles geskape het, sien hy alles is baie goed. Dit is perfek en volmaak. Maar dan sê God in Genesis 2 vers 18 dat iets nie goed is nie. Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Tog maak God nie dadelik vir die mens 'n maat nie. Hy gee eers die mens opdrag om die diere name te gee. Want God wil hê dat die mens self moet uitvind dat hy 'n maat nodig het. Eers toe Adam dit besef, maak die Here vir hom 'n maat, 'n gelyke, iemand wat saam met hom kan leef en werk. God maak man en vrou om by mekaar te pas. Hulle is gelyk, maar hulle is nie dieselfde nie. Nadat Adam 'n maat gekry het wat by hom pas, kom ons by die hoogtepunt van die hele gedeelte. Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind en hulle sal een vlees word. In hierdie vers is daar 3 werkwoorde: verlaat, verbind, een vlees wees. Kom ons kyk wat hierdie woorde vir ons leer. Verlaat. Dit is om te vertrek vanaf die ouer huis en 'n nuwe gesin te begin. Verlaat beteken nie dat jy nou heeltemal moet wegtrek van jou ouer huis nie. Wanneer 'n man in Israel getrou het, het hy baie keer naby sy ouer huis gebly. Om jou ouer huis te verlaat, beteken dat jou verhouding met jou ouers verander. Toe jy nog 'n kind in die huis was jou verhouding met jou ouers 'n liefdevolle gesagsverhouding. Wanneer jy trou en die ouer huis verlaat, verander dit na 'n liefdevolle verhouding. Dit beteken nie dat die huwelikspaar hul ouers weggooi nie. Inteendeel, die ouers speel 'n baie belangrike rol ten opsigte van raad gee, omdat hulle soveel meer lewenswysheid en ervaring het. Eer dis jou ouers, maar neem verantwoordelikheid vir jou eie huwelik en gesin.
Voorbeelde van ouers wat in kinders se lewe inmeng is baie. Die gevolge daarvan is katastrofies vir die huwelik. Voorbeelde van kinders wat vasklou aan hul ouerhuis, ook nadat hulle getroud is ook baie, en dit is net so sleg. Dit bring ons by ons tweede werkwoord, verbind. Die 1953 vertaling gebruik die woord aankleef. In Hebreëus beteken hierdie woord om vas te klou of om aan mekaar gegom te wees. As mens probeer om 2 stukkies papier wat aan mekaar gegom is, los te trek, gaan albei skeur. As jy 'n man en vrou wat mekaar aankleef probeer skei, kry albei seer. Dit is nie maklik om 'n persoon aan te kleef wat anders as jy groot gemaak is, anders dink en 'n ander persoonlikheid het nie. Dit vra liefde en selfopoffering. Dit beteken dat ek soms my eie voorkeure en planne agtertoe moet skuif ter wille van die ander. Dit kan gebeur dat mense net saam leef. 2 mense is getroud en hulle leef net saam, maar daar is nie sprake van 'n huwelik nie. Daarom is die derde werkwoord belangrik, naamlik een vlees wees. Hierdie werkwoord beklemtoon dat die huwelik uit ons bestaan. Nie meer 'n ek en jy nie, maar 'n ons. Een wees gebeur nie van self nie. 'n Mens moet daaraan werk. Dit vra tyd en inspanning. Net soos liefde is dit 'n werkwoord. Hierdie een word beteken dat ons in alles een word. Ons denke en gevoelens, vreugdes en lyding, hoop en vrese, suksesse en mislukkings. Die een word in die huwelik is ook 'n geestelike eenwording. Ons moet saam groei in ons verhouding met God. Ons moet God saam aanbid, saam Bybel lees en saam by die kerk betrokke wees. Die liggaamlike eenwording is 'n uitdrukking van die eenheid wat daar in 'n huwelik alreeds bestaan. Anders gestel, die seksuele eenheid wys op die eenheid wat daar tussen 'n man en 'n vrou bestaan. 'n Huwelik waarin geestelike en emosionele eenheid afwesig is, loop ook baie keer uit op liggaamlike vervreemding. In vers 25 lees ons dat die mens en sy vrou kaal was. Hulle het nie beheer gehad oor wat ander sien nie, maar dit het hulle nie gepla nie. Hulle was nie bang wat ander sien nie, want hulle was nie skaam nie. Alles was volmaak en perfek. En toe kom die sondeval. Die sondeval het veroorsaak dat ons nie meer gemaklik met onsself is nie. Ons weet dat ons baie foute het en ons is bang vir verwerping. Wat is die oplossing? Kyk na Jesus en sy kruisdood. Hy was gekruisig en sy klere was van hom afgestroop. Hy is verwerp en verneder. Jesus se naaktheid is 'n bewys van hoe lief God ons het. Hy wil hê dat ons skaamte bedek word, sodat ons sonder skaamte voor hom kan staan. Maak daarom vir Jesus die middelpunt van jou lewe en ook die middelpunt van jou huwelik. In Efesiërs 5 lees ons dat die huwelik 'n geheimenis is. Wat is die geheimenis? Elke huwelik tussen gelowiges is 'n teken van die wonderlike verhouding tussen Christus en sy kerk. God wil hê dat jou verhouding met jou man of met jou vrou moet wys op die mooi verhouding tussen hom en sy kerk. Daarom leer die 7de gebod ons om God se bedoeling van die verhouding tussen man en vrou na te streef in ons lewe. En dit geld vir getroudes en ongetroudes. God het man en vrou geskep sodat ons saam sy beeld kan wees. En sodat die huwelik 'n afbeelding kan wees van die verhouding tussen Christus en sy kerk. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, U het die huwelik ingestel, leer ons om die huwelik te respekteer soos U dit ingestel het. Ons bid vir ons huwelike, leer ons hoe om
saam te leef, in liefde saam te leef soos U dit wil hê. En ons vra dat ons huwelike afbeelding sal wees van die wonderlike verhouding tussen U en U kerk. Ons bid vir ons kinders, wil U ons kinders bewaar in hierdie wêreld waarin hulle leef, en ons bid dat ons kinders so sal groot word, dat hulle U sal ken en sal dien en sal lief hê. Ons doen ook voorbidding vir ons land en sy mense, ons bid vir ons boere en die belangrike werk wat hulle doen om kos te produseer. Ons vra dat U ook hulle sal seën in daardie werk. Ons vra dat U vir ons reën sal gee, ook in die komende reenseisoen. Ons bid hierdie dinge want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.